Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons lewe in 'n wêreld waar mense dikwels vergeet om God werklik te prys. Ek weet want ek maak myself gereeld aan hierdie sonde skuldig. Wanneer dinge goed gaan, vat ons baie keer self die eer en wanneer dinge sleg gaan, raak ons kwaad of moedeloos. Maar vandag wil ons hierdie gesindheid aanspreek. Ons wil kyk na wat dit werklik beteken om die Here te prys, nie net wanneer dinge goed gaan nie, maar as 'n daaglikse lewenshouding. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Psalm 103 vers 1 tot 2. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wanneer ons hierdie woorde van koning Dawid vanuit 'n grammatikaal-historiese hoek beskou, sien ons die diep agtergrond daarvan. In die oorspronklike Hebreëus is die woorde loof of prys nooit net 'n oppervlakkige gesegde nie. Die Hebreëse begrip nooi die hele mens, verstand, wil en gevoelens uit om God se grootheid en getrouheid hardop te bely. Dawid het hierdie psalm geskryf as 'n persoonlike oproep aan sy eie binneste. Hy praat hier met sy eie siel. Waarom? Omdat ons as mense geneig is om te vergeet. In die Ou Testament het die volk Israel dikwels God se wonderwerke in die woestyn vergeet, sodra daar 'n nuwe krisis opgeduik het. Dawid het hierdie menslike swakheid geken. Daarom beveel hy sy eie hart om stil te staan, terug te kyk en die Here te prys vir wie hy is en vir wat hy reeds gedoen het. Hier is 'n belangrike skriftuurlike feit om te onthou. Lofprysing verander nie God nie, maar dit verander ons. God word nie groter wanneer ons hom prys nie, hy is alreeds almagtig en volmaak. Maar wanneer ons hom prys, word ons oë oopgemaak vir sy grootheid en begin ons probleme kleiner lyk. Die historiese werklikheid van die skrif wys dat lofprysing 'n kragtige geestelike wapen is. Dink aan koning Josafat in 2 Kronieke 20. Toe 'n reuse oormag hom bedreig het, het hy die sangers voor die leer uitgestuur om die Here te prys. En die Here het die vyand verslaan terwyl sy volk gesing het. Om prys die Here te sê is dis nie 'n ligsinnige rympie nie, dit is 'n daad van geloof te midde van ons stryd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons prys u heilige naam vandag. Dankie vir u ontelbare weldade, u goedheid en u genade wat elke môre nuut is. Vergewe ons waar ons so maklik vergeet wat u alles vir ons gedoen het. Leer ons om u te loof met ons hele hart, ons hele siel en al ons krag, nie net wanneer die lewe maklik is nie, maar ook wanneer die pad steil word. Ons rig ons oë op u, want u alleen is waardig om al die eer te ontvang. Ons bid dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.